Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Die bekende vers in Matteus 11 vers 28 sê vir ons: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Nou, gisteraand is een van daai aande. Ek probeer slaap en toe kom dit net. Nie een ding nie, maar alles op een slag. Dis amper soos asof my brein besluit het, kom ons vat al die goeders wat nog in jou bodder en jou plan. Kom ons gooi dit alles saam somme in een aand. Ou goeders, situasies wat lankal verby is, maar nog nie regtig weg of opgelos is nie. Daardie tipe goed wat jy dink jy het dit lankal al hanteer, totdat jou weer in so 'n droom kry en so 'n nag kry soos gisteraand. En toe skrik ek wakker en is nog donker en vir 'n paar sekondes weet ek amper nie waar ek is nie, maar ek weet hoe ek voel. Daardie swaar gevoel in jou bors, daardie hoekom wat jou nog bodder. Daardie spyt, daardie skuld vir wat ek aan mense gedoen het, van situasies waardeur ek gegaan het, daardie goed wat jy wens jy kon dit anders gedoen het, maar jy kan ongelukkig nie teruggaan nie. En dan soos dit maar gaan, begin die res ook inval. Nie net die emosionele goed wat jou bodder nie, ook die praktiese dinge in jou lewe, jou situasies, daai transaksies wat nie uitwerk nie, die geld wat nie inkom op tyd wanneer dit moet nie, dinge wat buite jou beheer is, pas steeds aanhou om jou te bodder en jou wakker te hou. En skielik is dit nie net meer 'n droom nie, dis jou hele lewe wat op een slag op jou kom sit. En ek lê daar en ek dink, dis snaaks hoe dit werk, nou. Die goed kom nie een nie, dit kom in 'n kamp, in so 'n vlaag en in 'n golf. Alles wat jou bodder, alles saam. En dit maak jou moeg nog voordat jou dag enigstens begin het. En ergens diep binne in jou hoor jy daardie ou stem wat sê: "Ag nee man, nee, wow, kom nou, staan op, ruk jouself reg en wees sterk." Maar dis hoe ons geleer is, nou, jy moenie wys dat jy sukkel nie, jy moenie wys dat jy swaar kry nie, jy moenie wys dat jy vulnerable is nie, jy moenie huil nie, jy moet net aanhou. Maar eerlik, party dae werk dit net eenvoudig nie so nie. Party dae voel dit nie soos hou aan nie, dit voel soos ek hou net vas. En ek het later daaraan gedink, ons altyd dink die antwoord is om harder te probeer, om die goed wat ons bodder te probeer beheer, om teen die stroom op te swem. Maar as jy al ooit in sterk water was, dan weet jy, teen 'n stroom beklei jy nie lank nie. Jy raak moeg. En toe kom daar by my 'n ander prentjie op. Iets wat ek al lankal gehoor het, maar dalk nog nie regtig geleef het nie. Wat as jy in sulke situasies net draai? Nie om op te gee nie, net om te draai, op jou rug en vir 'n oomblik op te hou beklei met alles wat jou bodder. Ek weet dit klink snaaks, want in die westerse omstandighede skree dit vir ons, as jy nou ophou, gaan jy sink. Maar dis nie wat gebeur nie. Jy dobber. So jy vat die woorde van wat my pla en bother en jy draai dit om in dobber. En dis iets anders. Skielik is jy nie meer besig om net te oorleef elke sekonde nie. Jy begin vir 'n oomblik net asemhaal. Jy begin sien. Jy sien die oewer, jy sien waarheen die water gaan. En dalk sien jy iets baie meer. Daardie sagte besef dat jy nie alleen is in hierdie stroom nie. Dat God nie eers vir jou wag daar aan die einde van die rivier nie, maar hy is in die water saam met jou. Soos Psalm 46 sê, bedaar en weet dat ek God is. Daardie woord bedaar, dit slaan my anders deesdae. Dis nie om te sê, gee op nie, dis nie los alles nie, dis nie van jy's 'n lamsak nie, dis net stop vir die oomblik, om alles wat jou bodder te probeer dra op een slag. So vanoggend, ek het nie al die antwoorde gehad nie. Daardie goed wat my bodder is nog steeds daar en het gaan verseker nog vir lank in my lewe bly. Maar iets het geskuif. Ek het nie meer gevoel ek moet alles nou onmiddellik uitsorteer nie. Party goed wat my bodder, moet jy net 'n dag of 2 los. Nie omdat dit nie belangrik is nie, of omdat jy 'n swakkeling is nie, maar omdat jy is. So as jy vandag wakker geword het met daardie selfde knop, daardie selfde swaar in jou, daardie goed wat jou bodder, moenie vandag nog probeer om net harder te swem nie. Draai net so 'n oombliekie, haal asem, kyk op en dobber. En vertrou dat selfs al verstaan jy nie die stroom nie, dra dit jou nog steeds. En dalk is dit net genoeg vir vandag om net te dobber. So ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.